Goeiemôre aan almal. Ek hoop julle kan almal my hoor. Ek het net nou vir julle kom maar sit hoor. Ek het net nou vir pastoor Henny gesê, ek voel so groot om vanoggend hier te kan staan en met julle kan deel oor ons God. En hoe wonderlike God hy werklik is. En ek wil vanoggend met julle deel so 'n bietjie van myself ook. Ek het aanvanklik gedink dat ek my hele getuienis wil gee, maar dit gaan te lank vat. Maar ek wil vir julle 'n paar greepies uit my lewe uitgee. Waar ek absoluut die krag en die werking van God in my lewe gesien het en beleef het. En ek wil begin met 'n situasie waar ek en my ma, ek was die jongste van 4 kinders en ek en my ma het in die oggende was daar 'n versoekprogram op die radio gewees op die Afrikaanse diens. Want ons dit altyd geluister en daarna was daar kerkdiens. En ons het altyd saam gesing. En die liedjie wat my nog bybly nog altyd is, "Daai witter as sneeu, ja witter as sneeu. Hoe was my dat ek witter as sneeu kan wees." Dit is my altyd baie mooi. En my ma is 'n paar jaar terug dood. En as ek aan daai liedjie dink, dan dink ek aan haar. Want sy het my groot gemaak in die rigting of in die woord van die Here. En dit was vir my wonderlik gewees as ek nou terugdink. Maar ongelukkig het ek nie toe so gedink nie. Veral toe ek ouer word het half by my verbygegaan. Ek het begin vergeet van die wonderlike tye wanneer ek en my ma die aangesig van die Here gesoek het. En ek het begin om maar 'n wille lewe te lei. Nie wild soos in wild. Ek het dinge gedoen, maar ek was net baie versigtig om dit te doen. En net op 'n mooi manier gedoen sodat baie min ander mense geweet het wat ek doen. Maar die goed het gevolge gehad en ek is seker al van hierdie ouens, ek sien so 'n paar glimlagte van ouens wat my saamstem en weet hulle het dit ook gedoen. En net op 'n mooi manier. En ek sê vir julle in alle eerlikheid, ek dink daar's 'n paar keer wat as ek gevang was met wat ek gedoen het, sou ek waarskynlik in die tronk beland het op daai stadium. En dankie Here, ek het nie en ek is nie uitgevang nie. Maar wat ek vanoggend met julle oor wil praat, is of ons in ons lewens vandag werklik God sien vir wie en vir wat hy werklik is. Ek het al baie oor hierdie onderwerp met mense gepraat, dan sê ek, dan vra ek die vraag, hoekom aanbid ons God? Aanbid ons God vir sy regterarm van krag, wat dinge vir ons kan doen. Hy kan my beskerm, hy kan vir my voorsien, hy kan my genees. Of aanbid ons hom vir wie hy is, soek ons sy aangesig. Want weet julle wat, getuienisse oor die algemeen en my getuienis ook, is oor 'n algemeen, gaan dit oor sy regterhand. Bitter min van dit gaan oor die aangesig van God. En dit is wat belangrik is, om sy aangesig, sy karakter, sy teenwoordigheid te soek, eerder as sy regterhand. Gaan kyk maar hoeveel dienste, en ek probeer nie kritiseer nie, maar dit is 'n feit. As daar 'n genesingsdiens is, kerke vol. Hoekom? Oor die hand.
Ek was op 'n stadium, en asseblief, ek kritiseer nie, maar dit was vir my die beste voorbeeld wat ek in my lewe nog gesien het. Met 'n vrou wat 'n baie unieke situasie gehad het. Sy was blind in haar linker oog. Haar regter oog kon sy net die helfte sien. So, as jy nou die 2 oë in kwarte deel, dan kon sy 'n kwart van 2 oë sien. So, sy loop in die straat, moes sy die heeltyd so loop, om die geheel prentjie te kon kry. En ek sit in 'n beradingssituasie met haar, en ek probeer haar op die punt kry, om te sê, is jy bereid om die Here te aanvaar as jou persoonlike verlosser en saligmaker? En die antwoord is onmiddellik ja. En ek vra, hoekom? Sy sê, want dan kan hy my oë genees. Ek het seker vir 'n uur of meer gesit om haar te probeer kry, om haar nie blind te staar teen die regterhand van God van krag nie, maar om die aangesig van God raak te sien, en om hom te wil aanvaar vir die regte rede, vir die aangesig. En ek was onsuksesvol. Ek was onsuksesvol, en dit is vir my een van die hartseerste verhale in my lewe. Maar ek wil vinnig net met julle deel oor 'n paar goedjies wat met my gebeur het, waar ek onder andere ook die regterhand van God gesien het, maar waar ek ook die aangesig van God beleef het. My oudste seun is nou 34. En toe Duart gebore, of eintlik voor sy geboorte, het ons gegaan na die ginekoloog toe, en ons het sonar geneem, alles is reg, 100%, ja, ons was bly. Ons was ongelooflik bly oor hierdie kind. En wat gebeur is van julle wat weet dat wat my beroep is, ek was vroeër jare hier in Heidelberg, was ek 6 jaar lank in Langeroos gewees, en toe is ek Belfort toe vir 10 jaar, en ek praktiseer tans as advokaat vir die afgelope 21 jaar. Nou, ek sit in die hof, en my vrou bel my, en ek kom roep my uit die hof uit, sy sê vir my, Louis, ek het begin bloei. Julle weet, dit is onmiddellik gevaarteken. Ons ry Benoni toe na die ginekoloog toe, hy sê vir ons, nee, gaan dat hulle 'n sonar neem. Hulle gaan neem 'n sonar, en die dokter wys vir ons, hy sê, meneer, mevrou, bitter jammer. Die swangerskap is verby. Daar is niks in die vrugsak nie. Hy wys vir ons, waar is die vrugsak? Daar is niks, dit is leeg. Ons is stikken. Ons gaan weer terug na die ginekoloog, toe die ginekoloog sê, kom terug oor 2 weke. Partykeer maak die liggaam self skoon, anders moet daar 'n mediese proses wees. En ek en my vrou het nog al die jare so gemaak, een oggend is daar beurt om vir my koffie in die bed te bring, en dan ander oggend is daar beurt. En dit is nou die oggend my beurt, en ek gaan maak koffie, en sy roep my terwyl ek in die kombuis is. Ek kom terug, ek sê, ja skat, sy sê, hoorie, die baba is gesond. Ek sê, wat bedoel jy? Sy sê, nee, die baba is reg. Ek sê, hoe weet jy dit? Sy sê, nee, 'n engel het aan my verskyn. Dit was nie my reaksie. My reaksie was, ek is baie bly. Ek hoor, en ek kry skaam as ek terugdink daaraan, maar dis die realiteit. Dit is wat my reaksie was. Eintlik was my reaksie vriendelik, maar ongelooflik ongelowig. En ek het koffie klaar gemaak, en ons het koffie gedrink, en ek is werk doen, sy is werk doen, na gaat ons aan met ons lewens. Ons moet nou oor 2 weke terug gaan, ons gaan nie terug, ons gaan oor 3 weke terug. En
Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. Die kar staan so voor die garage en ek het ingeklim en toe tref iets my en ek klim uit en ek hardloop terug. Ons is toe nou in elk geval 'n bietjie laat. Hardloop terug, sluit die deur oop, gaan haal die foto's met die koevert en die verslag van die ginekoloog. Klim in die kar ry. Toe het ek 'n verskoning om vinnig te ry. Vinnig ry was nog altyd vir my iets heerliks. Maar in elk geval, kom daar en ons gaan toe nou eers vir die sonar. Hier sit 'n ander dokter, dis in dieselfde praktyk, dis dieselfde masjien wat hulle die sonar meeneem. En die dokter is baie chirpy, jy weet. Ag mevrou, hoor jy hartklop en kyk net hier mevrou, alles is reg en my bek hang oop soos die ou mense gesê het. Ek sê, dokter, kan jy my 'n guns doen net vir my na hierdie verslag kyk? Hy kyk en hy sien, okay, dit is in my praktyk. Dis op hierdie selfde masjien. Hy sê, en ek moet net vir jou sê, daar is nie aan hierdie masjien gewerk vanaf hierdie datum tot nou toe nie so. Hy werk nog steeds, hy is 100%. Hy sê, my kollega werk ek al iets soos 40 jaar mee saam. Hy sê, ek ken die man, ek vertrou die man. Hy sê, maar dit wat ek hier sien, die verslag is in lyn met dit wat ek sien op die foto's, maar dit wat ek hier sien op die masjien, hy kyk na my toe, hy sê vir my, meneer, dit is 'n godswonderwerk. Jou seentjie, of jou kind, is 'n sentimeter lank, asof daar niks tussenin gebeur het nie. Ek sê vir hom, dokter, dit is 'n godswonderwerk. Dit is werklik 'n wonderwerk. Nou sal 'n mens dink, as jy so iets beleef in jou lewe, sal dit jou lewe heeltemal omdraai. Maar, ongelukkig, is dit nie heeltemal met my so nie. Dit het 'n verandering teweeggebring. As ek na my kind gekyk het, dat ek altyd onthou wat daar gebeur het. Maar in my kop en in my hart het dit nog nie 'n daadwerklike verandering teweeggebring. Ek het stelselmatig meer en meer betrokke begin raak by die kerk. Maar ek het met baie dinge van my verlede nooit gedeel. En baie van die dinge wat met my in my lewe gebeur het blokkades gevorm tussen my en God. Ek het minderwaardig gevoel weens 'n verskeidenheid van redes. My ouers is geskei toe ek 4 jaar oud was. My pa het 'n klomp dinge gedoen. Hy was 'n baie oordentlike man gewees. Hoog aangeskrewe in die gemeenskap. Maar ek dink dis daar waar ek geleer het om die droog maak, het ek mooi stil en rustig en kalm aan een kant gedoen waar die ander ouens nie geweet het nie. Want toe ons later het ek met ouens gepraat wat my pa goed geken het en ek het die goed wat ek by hulle gehoor het en die goed wat ek al geken het, is heeltemal onverzoenbaar met mekaar. En ek wil vanoggend vir julle sê, miskien net so 'n bietjie afdwaal van die punt af, maar tog, dit is tog belangrik. Ouers, hier sit klomp mense wat ouers is, klein kindertjies het. Ek wil vir julle sê, uit dure ondervinding, kinders luister nie met hulle ore nie, hoor. Luister met hulle oë. Die verhaal word vertel van 'n man in Kanada wat die aand kroeg toe stap deur die sneeu. En toe hy sit en hy maak nou ernstig 'n paar kappe. Die volgende oom toe kom sy klein 5-jarige seentjie ingestap en hy sê vir hom, "Waar kom jy vandaan?" Hy sê, "Van die huis af." Hy sê, "Hoe het jy hier uitgekom?" Hy sê, "Pa, ek het in jou voetspore geloop." "Ek het in jou voetspore geloop, pa." En weet julle wat? Dis die waarheid. Ek het ieder en elke fout wat my pa gemaak het, wat ek gehaat het, ek gemaak.
Ieder en elkeen. Moenie my vra hoekom nie. Want ek bedoel, dit maak nie sin nie. Hierdie goeders is dan juist dit wat my seer gemaak het. Dit is juist die goed wat veroorsaak het dat my ma en pa geskei is. Dit is juist die goed wat vir my probleme veroorsaak het. En waaragtig, ek gaan en ek doen dit. Hoekom? Want ek het in my pa se spore geloop. En daarom wil ek sê, ouers, mans en besonder, wees versigtig wat julle doen. Want 'n kind loop in jou voetspore. Wat ek vanoggend ook met julle wil deel, en ek wil net eers die goed deel wat my gebeur het, voor ek na die woord toe gaan. Die 5de Junie 2018 ry ek in Andersonstraat in Johannesburg. My venster is af, ek luister na Joyce Meyer. Ek weet daar is baie kritiek teen haar, ek weet nie, ek het nog nie eens die moeite gedoen om te gaan uitvind wat die kritiek is nie, want ek hou van Joyce Meyer, ek hou van hoe sy praat, ek hou van die praktiese dinge wat sy sê, en dit maak vir my sin, en dit help my. Maar hoe dit ook al sy, ek is op 'n lekker plek. Nou sit ek in die verkeer. En die volgende oomblik kom hier 3 manne aangestap. En hulle is by my. En die ou wat die naaste is aan my regterkant, druk my voorarm op my kar se deur vas. En dan staan daar 'n ou in die middel en dan staan 'n ou in die punt. En hierdie ou sê vir my, "Give me your cell phone." En die slim ding is, gee die ding vir hom. Maar ek dink nie ek is partykeer die skerpste mes in die laai nie. Ek sê toe vir die ou, I'm gonna give you anything. Hy sê toe vir my in reaksie, hy sê vir my, hoorie, hierdie ou in die middel het 'n vuurwapen. En hy gaan jou skiet. En ek sê vir hom, "You can shoot me if you want to, but I'm not going to give you anything." Ek dink nie dis die slimste ding om te doen, hoor. Regtig. Maar hoe dit ook al sê, en ek sê vir my, ek het in elk geval nie my selfoon hier nie. 'n ander ou sien my horlosie en hy sien my beursie wat in my kar lê. En hy wys dit vir hierdie eerste ou wat my gepraat het. En die eerste ou sê vir my weer, hy sê, "Give me your wallet, give me your watch. This guy is going to shoot you." Ek sê, "I'm not going to give you guys anything. If you want to shoot me, shoot me." En hy verander dit en soos wat ek vir mense sê, van 'n dreigement na 'n statement toe. Jy weet, hy, "We are going to shoot you." En vir 'n derde keer sê ek vir jou, "I'm not going to give you guys anything. If you want to shoot me, shoot me." Ek bedoel, dit is nie die slimste ding om te doen. Dit is 'n uitnodiging. Maar dit kom uit my mond uit, maar in my hart en in myself het ek 'n verskriklike rustigheid. En die volgende oomblik, daar was seker so 3 sekondes stilte. Toe sê ek vir die ou, en toe hoor ek met my ore wat uit my mond uitkom. "I just know that I am under the protection of Jesus Christ." En toe dit gebeur, toe gebeur iets wonderliks. Iets wat, as ek eendag in die hemel kom, gaan ek regtig vir die liewe Here vra, wat het daai dag regtig gebeur, want ek kon niks sien nie. Maar ek sou bitter graag wil weet wat het regtig daar gebeur. Hierdie 3 manne het, soos hulle so gestaan het by my kar, het almal 'n tree teruggegee. Hulle het hulle hande in die lug gegooi. En my oë was so groot soos pierings. En dit het seker so 2-3 sekondes geduur. Toe kom die ou wat my die hele tyd vasgehou het. Toe tap hy my so op die skouer en hy sê vir my, "We were just joking." En die volgende was hulle weg.
En ek ry so om die hoek, om die blok, daai manne is weg. Ek dink hulle hardloop nou nog. En ons kan vir mekaar, ek kan julle omtrent heel dag besig hou met hierdie goed wat ek nou van praat. Maar ek kom terug na die belangrike faktor vir my. Dit gaan oor die regterhand van God. En dit is wat die meeste mense ongelukkig van praat. Dit is die goed wat die meeste mense soek. Dis die meeste ding wat die mense soek in die lewens en graag wil hê. Ek wil hê die Here moet vir my voorsien. Ek wil hê die Here moet my gebed verhoor. Hy moet vir my dinge doen. Hy moet my beskerm. En alles. En hy gaan oor dit wat ek kan kry. Nou vra ek vir myself die vraag af. As ek luister na my eie gebed baie keer, en ek luister na my ander mense se gebede, waaroor gaan hierdie? En weet julle, dan moet ek sê, dat daai gebede is baie keer 'n inkopieslys. Here, ek wil hê eiers, en ek wil hê wors, en ek wil hê Sunlight Liquid, en ek wil hê dit. Maar dit, ons noem dit maar net iets anders. Ek wil hê, Here, U moet my geld seën, U moet my dit doen, U moet my dat doen. Kom oor die regterhand van krag van God. Wat wil God hê? Hy wil hê ons moet hom sien as God. Hy wil hê ons moet hom sien as die almagtige. Weet julle, ek ry baie dan kyk ek na die natuur. En dan dink ek, Here, die natuur is so wonderlik. En ek ken myself, ek weet wat sonde ek doen, ek weet wat ek doen, ek weet hoeveel ek die hart seer maak. En nog steeds is U vir my lief. U sien my nog steeds as U kind. U is nog steeds bereid om my vader te wees. Ek kan dit nie, dit is te groot, ek kan dit nie my kop verstaan nie. Maar ek sê, dankie Here, dankie dat U so groot is, en U liefde so omvangryk is, dat U bereid is om al die dinge wat ek gedoen het in my lewe, om dit verby te kyk, om dit agter die rug te sit, om te sê, Louis, ek is vir jou lief, ongeag. En ek sal my regterhand van krag gebruik in jou lewe. Maar kom sit by my. Kom sit by my wanneer jy niks nodig het nie. Kom sit by my wanneer jy niks het nie. Kom sit by my, nie omdat jy weet ek kan vir jou gee nie. Sit by my omdat ek is. Want wie het hy gesê, wie is hy? Ek is wie ek is. En dit is waaroor dit primêr gaan. En dan gaan dit ook oor gehoorsaamheid. Ek is besig om heeltemal af te wyk van wat ek voorberei het. Heeltemal. Maar dit maak nie saak nie. Ek wil vanoggend vir julle vra asseblief. Kan enigeen van julle 'n boom maak? Nee. Ek sê enigeen van ons, nee. Kan enigeen van ons gras maak, die son maak, die natuur, die skepping maak? Nee. Dis presies die vraag wat God vir Job mee gekonfronteer het. Het jy die krokodil gemaak? Het jy
dit gedoen? Het jy dit gedoen? En Job moes sê nee. En wat sê God vir hom? Ek het dit gedoen. Ek is jou God. En dit is die boodskap wat ek vanoggend die kruks eintlik met julle wil oordeel. Die verhaal van Elia. Elia was seker die mees fenominale mens wat God gemaak het. En wat het Elia gedoen? Ons lees in 1 Konings 18 vers 1 waar God vir Elia 'n opdrag gegee het. En God het vir hom gesê: gaan heen en vertoon jou aan Agab, en dan wil ek reën gee op die aarde. Gaan heen en gaan doen. Nie ek gaan, jy gaan. Ons moet besef dat God in staat is tot alles. God het ons nie nodig nie, maar God wil ons gebruik. En dan kom die vraag, is ons bereid om gehoorsaam te wees? Gehoorsaam nie aan dit wat ek wil doen, en ek pick and choose van wat ek wil doen, van dit wat God vir my gee om te doen. Het gaan oor absolute gehoorsaamheid. Die opdrag wat God vir Elia gegee het geweldige omvangryk geword. Want dit is die verhaal, dit het direk daartoe gelei, en ek gaan nie al hierdie goed lees, anders gaan ons regtig heeldag hier sit. Oor die hele situasie waar daar 'n konfrontasie was tussen Elia as die verteenwoordiger van God en die Baal profete. En dit is hier waarom 'n situasie homself voorgedoen het, waar een man, Elia, ek dink hierdie ou moes fenomenaal sterk gewees het. En ek sê nou vir julle sê hoekom. Hy maak boonbehalwe die feit dat hy self 'n bees slag. Ek weet nie wie van julle het al 'n bees alleen geslag nie. Dis nog ek het dit nog nie gedoen nie. Maar ek het al gesien is gedoen word. Maar dan het ek gesien is 'n paar ouens aanwerk. Dis nog al 'n effort om dit te doen. Die Bybel sê Elia het die bees die bul geslag. So dit is 'n redelike effort. Maar dit het toe verder gegaan. Toe word dit nou 'n kwessie van, en ons ken glo ek almal die verhaal van die Baal profete wat moet bid, en dan moet die offer aanvaar word en begin brand, en hoe Elia vir die ouens gesê het, hier is die bul wat ek gaan offer aan die lewende God, gooi hom 3 keer nat met water, totdat die kanaal of die voor wat hulle om die altaar gegrawe het, vol water was. So ek bedoel, hierdie vleis was patnat. Die hout was nat. En hy bid en die kom. En God aanvaar die offer. Duidelik. Ek bedoel, dit is seker vir ons een van die mees wonderlikste dinge wat kon gebeur. En toe gaan hy, en hy maak 450 Baal profete dood. Nou mense, ek dink dit begin harde werk raak, hoor. Regtig, 450 is baie. En toe, na dit alles, toe hardloop hy, hulle sê hy het vir die perde weggehardloop, en die koning Ahab, is met die perde, met sy perde terug na Israel toe. En hy het vooruit gehardloop. En dis 'n afstand, daar's nou onsekerheid oor die afstand, maar dit is so plus minus 27 kilometer. Dis bietjie wyd. Nadat jy 'n bees geslag het en nadat jy 450 ouens doodgemaak het, om dit nou nog te gaan doen. Maar hierdie ou was onder die salwing van die Here. En weet julle,
ek wil dit net ingooi, die gedeelte in die Bybel waar ons sê, ek kan alles doen deur Christus wat my krag gee. Dis nie wat die Here vir ons probeer sê nie. Hy het probeer sê, jy is tot alles in staat deur Christus wat vir jou die krag gee. Die klem op Christus. Ek het hierdie gedeelte vir myself omgedraai om te sê, ek wat Louis is tot niks in staat, behalwe as Christus vir my die krag gee. En dit is belangrik, dat ons na hierdie goed moet gaan kyk, om te sê, as ek 'n ding doen, hoekom doen ek dit? Hoekom doen ek dit? Doen ek dit vir myself? Doen ek dit in gehoorsaamheid teenoor die Here? Net baie vinnig, en ek het nou nie eers gekyk na my horlosie voor ek begin het nie, maar baie vinnig net. Na al hierdie goed gebeur het, toe gaan koning Agab terug, en hy gaan vertel Isebel oor wat Elia gedoen het. En hierdie girl skrik nie. Hierdie girl is, soos ons sê, wat is dit? As die dag breek, dan maak sy hom reg. Want wat doen sy? Sy gaan sê, laat Elia, sy stuur vir hom boodskapper, Elia, ek het gehoor vir alles wat jy gedoen het, ek sê, ek vir jou geen rood maak. Hierdie girl vat nie nog. En wat gebeur? Elia vlug. Dink mooi, dis 'n man wat 'n bul geslag het vir God. Hy het eers die altaar gebou vir God. Hy het die bul geslag as 'n offerande vir God. Hy het die hele dag daar was hy besig om hierdie ouens, hierdie Baal-profete te tart, omdat hulle bid en te kere gaan en hierdie offer van hulle word nie aanvaar nie. Toe gaan hy en hy gaan maak 450 van hulle dood. Hy hardloop iets so 27 kilometer. Hierdie ou is 'n meneer. En wat gebeur? Een vrou sê vir hom, ek gaan jou doodmaak. Hy skrik vir homself en ander bloedgroepe en hy slaan 'n depressie so groot soos nog iets. Dit is baie maklik om hom te kritiseer ook. Weet jy wat? Sulke goed met my ook gebeur. Sulke goed het my ook gebeur. Ek het gegaan en ek het 'n bediening gehad waar ek 'n bevryding gedoen het. Op mense wat absoluut demonies besete was. Wat ek vir mense gesê het, en dit was werklik so, dit was vir my awesome om dit te doen. Want ek sit en ek sien hoe die Here werk. En dit was dan vir my so maklik om, as iemand vir my vra, maar hoe weet jy die Here leef? En sê ek vir my, Pil, ek het hom 'n week terug gesien werk. Ek het gesien hoe 'n vrou wat aan bloed, aan 'n bloeier is. Ek wil 'n bloeier, die geringste wat hulle gekneus word, dan bloei hulle en hulle hou nie op nie. Hoe sy opgetel word, en ons het in die arme hierdie staalkaste gehad. Dink julle weet waarvan ek praat. By die skole kry jy dit ook, hulle gebruik dit vir liasering en so. Laat sy opgetel word en gegooi word teen daai kas, laat daai kas se deur so staan. En dat sy daarna nie 'n kneusplekkie op haar liggaam het nie. Dit werk nie so nie. Jy kan met enige dokter praat. As daar soveel trauma toegepas word op daai vrou se liggaam, op 'n bloeier se liggaam, is dit chaos. Daai vrou het nie kneusmerkie op gehad. Ek het hierdie goed gesien. En wat? Nog steeds afgedwaal. Ek kan nie Elia kwalijk neem. Ek kan nie Elia kwalijk neem dat hy bang geword het toe een vrou hom dreig dat sy hom gaan doodmaak en dat hy gaan wegkruip het en 'n depressie geslaan het. Want hy het 'n paar veranderingkies van detail staan, en ek wil nie sê ek is Elia nie, maar staan hier 'n ou wat net soos Elia droog gemaak het.
Maar dan wil ek sê die volgende. Die wonderlike ding. My God, Elia se God, julle God, gaan na Elia toe en praat met hom. En in 1 Konings 19, vers 9, kruip hy in 'n spilonk weg. En die woord van die Here het tot hom gekom en hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Wat maak jy hier? En hy antwoord in vers 10. En dit was vir my ongelooflik interessant om te sien. Hier kom Elia en hy sê, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het en ek soek my lewe om weg te neem. Met ander woorde, wat doen Elia hier? Hy sê eers, Here, ek is eintlik 'n baie oulike ouetjie. Ek het erom gewerk vir u, hoor. Ek het gebuig. Ek het baie dinge gedoen vir u. Nou wil hulle my doodmaak, nou kruip ek weg. Wat sê die Here vir hom? Gaan uit, staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk. En die Here het verbygegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. In die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing. En die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. En in die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. Weer eens, hierdie wonderlike groot dinge wat gebeur, is die Here nie. En nie koel aandwynkie, koelwynkie, daar is die Here. Daar ontmoet Elia weer die Here en hy sê, en hy antwoord hom 'n tweede keer, of hy vra hom weer 'n tweede keer in vers 13, en wat maak jy hier, Elia? En Elia gee vir hom presies dieselfde antwoord. Ek het baie geywer vir die Here. Met ander woorde, Here, gaan kyk na my dade. Ek het gebuig, ek verdien. Nee, jy verdien niks. Niks. Ons verdien in hierdie lewe net mooi niks. Alles wat ons het, is genade. Maar dan kom daar 'n wonderlike omkeer. En dan sê Elia, dan sê die Here vir hom, maar die Here sê vir hom in vers 15, gaan terug na jou land, na die woestyn van Damaskus, en gaan heen, en selfs Hazael, as koning, en salf Hazael, as koning oor Aram. Met ander woorde, ondanks die feit dat ons Elia kan kritiseer, ondanks die feit dat ons onsself kan kritiseer, kom God en hy sê, Elia, ek wil jou steeds gebruik. En wat wil ek vanoggend vir julle sê? Ondanks die feit dat daar soveel dinge in my lewe gebeur het, waar ek God gesien werk het,
op dieselfde manier as wat Elia God gesien werk het. Ondanks die feit dat ek ook gaan wegkruip het in 'n spreekwoordelike grot, soos wat Elia dit gedoen het. Ondanks die feit dat die Here my ook gebruik het om bevrydings te kon hanteer, om Grace Gemeente in Nigel te kon begin, een van die stigterslede te wees. Ondanks dit het ek ook gaan wegkry vir jare. Na daai ervaring van my op die 5de Junie 2018, toe kom COVID. Maar voor COVID, 2018, Augustus 2018, na hierdie wonderlike ondervinding wat ek gehad het, toe verloor ek my grootste kliënt. En waar ek met gemak R150.000 'n maand in my gatsak kon sit, te kon blaas, te kon geniet, toe val dit in 2/3. En toe is my lewe 'n bietjie geskit. En ek sê vir die Here elke keer, maar Here, ek het vir U gewerk. Net soos wat Elia 2 keer vir die Here gesê het ek dit vir 6 jaar vir hom gesê. Here, hoekom? Ek verdien dit nie. Here, ek is ongelukkig. Here, ek is teleurgesteld in U. Here, kyk wat het ek al vir U gedoen. Hoekom gebeur hierdie? En dieselfde gebeur met my as wat met Elia gebeur het in die Bybel. Hierdie Bybel sê nie dat daar op enige stadium vir Elia verduideliking was nie. En ek weet nou nog nie hoekom gebeur het nie. Wat maak dit saak hoekom dit het gebeur? Die belangrikste is, wat het ek met die krisis gedoen wat ek in my lewe gehad het? En wat het ek gedoen? Ek het opstandig geraak. Ek het beklei. Ek het begin twyfel of daar God was. Ondanks die feit dat ek 'n paar maande van tevore op die 5de Junie 'n wonderlike belewenis gehad het van God. Ondanks die feit dat ek 'n belewenis gehad het, en ek het maar 'n paar genoem, van hoe God my kind herskep het. Ongeag van alles wat ek van die begin van my lewe af kon sien, hoe God my beskerm het. Ek het daai goed vergeet. En ek het suiwer net gekyk na my rand en sent wat ek in my broeksak het. Ek was ongelukkig. En weet jy wat? Die Here wil hê, en daarmee gaan ek afsluit. Die Here wil hê, ons moet ophou om te kyk na sy aangesig, na sy godheid. Ons moet hom in alles raak sien. Ken hom in al jou weë. Almal van ons gaan nou, as ons klaar is, in 'n kar klim en ry. Ken hom in al jou weë. En dan sal hy jou baie gelyk maak. Daar's nie, ag nee Here, ek wil U net ken as ek groot ding doen. Maar ag, ek kan terugry Nigel toe, of ek kan terugry Heidelberg toe, of terugry Belfort in eie krag. Jy kan nie. Want jy weet nie wat gaan gebeur as jy op hierdie teerpad klim. En ek vra nou vandag vir julle. En daarmee gaan ek afsluit. Wees gehoorsaam aan God in alles. Ken hom in alles. God skuld jou niks. Hy skuld jou nie verduidelikings nie. Hy skuld jou nie antwoorde nie. Want hy is God. Al wat ek en jy moet besef, is dat God is in beheer.
Nie my wil nie, maar U wil. Dit was Jesus se woorde aan die kruis. Nie my wil nie, maar U wil. Sien God in alles, absoluut, alles raak. Sy betrokkenheid. En weet julle wat? Sien God ook raak in daai ou wat jy nie van hou nie. En daai ou wat jy nie van hou nie. Jy weet presies van wie ek praat. Eina, nie amen. Ek wil afsluit met die volgende. En ek moes dit miskien met jou bespreek het, maar ek gaan dit noem. Julle weet almal dat hy nie deur 'n baie moeilike tyd gegaan het. En ek is die ou wat hy nie sy saak hanteer het. En die ou wat ek nou na verwys het, was 'n ou wat getuig het in die saak teen Henny. En ek sukkel nog, hoor. Regtig, ek sukkel nog steeds. Soos wat ek hier staan, het ek nou aan hom gedink en ek sukkel. En ons sal daar uitkom, om te vergewe en te vergeet. Maar ek wil vir julle vandag sê, ek weet dat, en ek wil nie die preekstoel daarvoor misbruik nie, ek weet dat daar baie gerugte en stories die ronde gedoen het van Henny. Ek ken Henny seker 35 jaar al. En dis nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor die meriete van die saak, dit wat gesê was, dit wat beweer was. En ek het op my Facebook bladsy het ek geskryf, dis die grootste onreg wat ek in my loopbaan van 43 jaar gesien het wat aan 'n mens gedoen is. Dis aan daai man daar. Die stories wat die ronde gedoen het, was onwaar. Ek weet, want ek het dit nie een keer nie, seker 100 maal deurgewerk. En ek wil vir julle vra, jy moet hierdie man oppas, julle moet hom koester, hy's kosbaar. En ek wil ook vanoggend vir julle vra, gaan kyk na die vyande wat julle het in julle lewens. As God vanoggend vir jou en vir my vra, wat maak jy hier, soos wat hy by 2 geleenthede vir Elia gevra het. Wat gaan ons antwoord wees? Gaan dit ook wees, Here, ek het gewerk vir U en ek het dit gedoen en ek het dat gedoen en gaan ek vir U sê, nee, dis nie wat ek jou vra nie. Wat maak jy hier? Kyk dit daaroor. Sit. Ek gaan afsluit met die volgende gebed. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ek kon gehad het om vanoggend met boeties en sissies te praat oor U. Dankie Here, dat ons kan weet dat dit belangrik is om U aangesig te soek. En ek vra vanoggend, Here, dat U op 'n bonatuurlike wyse vanoggend hier teenwoordig sal wees aan die einde van hierdie diens, om U karakter, U goddelikheid aan ons bloot te stel. Asseblief, Here.
Help ons in die tyd van nou en vorentoe om u aangesoek te soek. Want dan sal u regterarm van krag in elk geval betrokke raak in ons lewens. Ek bid nou, Here, dat ons die stilte, die vrede en die liefde van God absoluut alle verstand te bowe gaan, sal ervaar. Nie net in hierdie oomblik nie, maar in ons lewens vorentoe. Wat ons aanbid, die enigste lewende God. Ons aanbid 'n God wat sy hande werk so groot is dat ons dit nie met ons koppe kan verstaan. Ons aanbid 'n God wat vir ons lief is met 'n liefde wat ver bo ons verstandelike vermoëns is. En ons sê vanoggend vir U dank daarvoor, Here. Dankie dat soos wat ons hier sit, ons U seuns en U dogters kan wees. En dankie dat U ons Papa kan wees. Dankie dat U ons Papa wil wees en sal wees. Kom, Here, deur die Gees en help ons om U gelukkig te maak. In Jesus Christus se naam.